Liewe vriende, baie hartlik welkom by die volgende 3 weke se saam dink en saam gesels oor hierdie ongelooflike boek. Ons het 'n lang tyd gelede oor Rut gesels, maar ek dink tog dat in aanloop tot Kersfees 2025 kry die boek Rut vir ons nuwe betekenis. En ek wil in die volgende 3 weke wil ek regtig by julle saam met julle stil staan. Eers by hoofstuk 1, dan by hoofstuk 2 en dan gaan ek hoofstuk 3 en 4 kombineer. Nou Rut is 'n baie interessante boek. Dis in die Bybel, maar God kom nie een keer aan die woord in die boek Rut nie. Daar word wel nie verbyloop na God verwys, maar God speel eintlik nooit 'n prominente rol in die boek nie, wat 'n mens laat nadink oor hoe God kies om in ons wêreld passief aktief teenwoordig te wees. Inteendeel, een van die hoofkarakters in die verhaal is 'n heidense meisie. Anders wat 'n mens baie maal oor geloof wil dink, begin hierdie boek, tevens dis waar van die grootste deel van die boek, met verskriklike seer en swaar kry. So om die boek Rut te verstaan, moet jy baie mooi konsentreer op die ironie in hierdie verhaal. Want daarin lê 'n baie belangrike verstaanssleutel. So kom ons spring weg met hierdie ongelooflike boek, maar voordat ons dit doen, kom ons bid eers saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons in aanloop tot Kersfees 2025 saam mekaar kan stil word rondom hierdie ongelooflike boek, 'n boek wat nie soos baie ander net vertel van mooi en lekker en goed nie, maar wat begin by swaar kry en eindig by seën. En ons bid Here dat U ons hart en ons verstand so sal oopmaak, dat ons U hart kan hoor, ook vir ons in Kerstyd 2025. In Jesus se naam, amen. Rut 1 begin met die woorde: in die tyd van die leiers was daar op 'n keer hongersnood in land. En 'n man met sy vrou en sy 2 seuns het uit Bethlehem, Juda vertrek om 'n heenkome te soek in die gebied van Moab. Die man was Elimelech, sy vrou Naomi en sy 2 seuns Maglon en Kilion. Hulle was afkomstig uit Efrata in Bethlehem, Juda. Hulle het in Moab aangekom en hulle daar gevestig. Toe Naomi se man Elimelech sterf, het sy na 2 seuns alleen agtergebly. 2 seuns het later getrou met die Moabitiese meisies Orpa en Rut. Naomi en haar seuns het omtrent 10 jaar lank in Moab gebly. En toe haar 2 seuns Maglon en Kilion ook sterf, het sy alleen agtergebly sonder haar seuns en sonder haar man. Toe sy verneem dat die Here vir sy volk uitkoms gebring het deur vir hulle goeie oes te gee, het sy na haar skoondogters klaargemaak om van Moab af terug te gaan. Sy en haar skoondogters het saam vertrek na die plek waar hulle gebly het, op pad na Juda toe. Toe sê Naomi vir haar skoondogters: "Julle moet liewers terug aan julle ouerhuise toe. Mag die Here sy liefde aan julle bewys, soos julle aan die oorledenes en aan my liefde bewys het. En mag die Here vir julle elkeen weer 'n goeie man en die heenkome gee." Toe sy van hulle afskeid neem, het hulle begin huil en uitval gesê: "Nee, ons wil met ma saam gaan na ma se volk toe." Maar Naomi het weer vir hulle gesê: "Gaan terug met dokters. Waarom sou julle saam met my wou kom? Het ek nog enige hoop om seuns in die wêreld te bring, sodat julle met hulle sou kon trou? Gaan asseblief maar terug met dogters, ek is te oud om weer te trou. En selfs al sou ek sê daar is nog hoop vir my, al sou ek vannag nog by 'n man slaap, al sou ek nog seuns in die wêreld bring, sou julle kon wag tot hulle groot is? Sou julle ondertussen daarvan kon weerhou om te trou? Is onmoontlik, my dogters. Nee, my lot is swaarder as julle sin, die Here het teen my gedraai." Toe het Naomi se skoondogters weer begin huil en Orpa het van haar afskeid geneem, maar Rut het by haar gebly. Toe sê Naomi: "Kyk, jou skoonsister het teruggegaan na haar eie volk, na haar eie gode toe. Gaan jy ook nou terug saam met haar?" Maar Rut het geantwoord: "Moet my tog nie dwing om van jou weg te gaan.
en om te draai nie, want waar u gaan, sal ek gaan. Waar u bly, sal ek bly. My volk is u volk, u God is my God. Waar u sterf, sal ek sterf, en daar sal ek begrawe word. Ek lê eed voor die Here af, net die dood sal ons skei. Naomi het besef dat Rut vasbeslote is om saam met haar te gaan, en sy het opgehou om haar te probeer ompraat. Hulle twee is toe saam na Bethlehem toe. Met die aankoms op Bethlehem is 'n groot opgewondheid in die stad. Die vrouens het gesê, maar dis mos Naomi. Hierop het Naomi vir hulle gesê, moet my asseblief nie weer Naomi noem nie. Noem my Mara, want die Almagtige het die lewe vir my baie bitter gemaak. My lewe was vol toe ek hier weg is, maar die Here het my leeg laat terugkom. Waarom noem julle my nog Naomi? Die Here het dan teen my gedraai. Die Almagtige het ramp oor my gebring. So het Naomi uit Moab teruggekom en Rut, haar Moabitiese skoondogter, was by haar. Hulle het in Bethlehem aangekom aan die begin van die gaarsoes. Nou, liewe vriende, as ek 'n tema vir hierdie hoofstuk sou skryf, dan sou ek sê, verlies is nie die einde nie. En daarmee onderspeel ek glad nie die intensiteit van seer of die verlammende invloed en gevoel van verlies nie. Maar moeilik ook al om daarmee saam vrede te maak. Dus dit hoef nie daar te eindig nie. En Rut 1 is die verhaal van verlies, loyaliteit en nuwe beginne. Die boek Rut begin op 'n baie somber toon. 'n Skildersdoek geverf met swaar kry en onsekerheid. In die tyd van die leiers was daar op 'n keer hongersnood in die land. Rut 1 vers 1. Hierdie woorde so half in die verbygaan sê baie meer as om net die historiese datumstempel te gee. Dit verwys na 'n tyd toe Israel nie stabiele leierskap gehad het nie. 'n Tyd van morele en geestelike chaos. Die era van die rigters of leiers was gekenmerk deur die tema elkeen het gedoen wat reg was in sy eie oë, Rigters 21 vers 25. Wat 'n samelewing teken wat aan die kante uitrafel, 'n uitgehongerde samelewing by die fisies en geestelik. Teen hierdie agtergrond van onstabiliteit en nood ontmoet ons vir Elimelech, sy vrou Naomi en hulle twee seuns Maglon en Kilion. Die gesin staar 'n krisis in die gesig wat net soveel teologies as prakties is. In Bethlehem, afgeleid van die twee Hebreëse woorde Bethlehem, beteken ironies die huis van brood. Bethlehem is ons sonder kos. Nou onthou nou, Bethlehem is die sentrum van die godsvolk se bestaan. En dis van hierdie sentrum van die godsvolk se bestaan wat die godsvolk nou anders kos moet gaan soek. Gedryf deur die hongersnood, neem Elimelech die moeilike besluit om na Moab te swerf. 'n naburige land wat in 'n gespanne verhouding met Israel gestaan het. Die Moabite is gebore uit 'n bloedskande verhouding tussen Lot en sy dogters, lees ons in Genesis 19 vers 36 en 37. So die twee dogters van Lot by hulle pa swanger geword. Die oudste het 'n seun in die wêreld gebring en hom Moab genoem. Hy is die voorvader van die Moabite. Moab en sy mense was kort in konflik met Israel, met verskillende godsdienstige en kulturele waardes. En dan nou die moeilike keuse van desperaatheid. Om te oorleef, moet hierdie gesin inkommers in 'n heidense land word en grense oorskry, letterlik en geestelik. Maar Moab, wat vir uitkoms moes bring net dieper verlies. Elimelech sterf en laat Naomi as 'n weduwee in 'n vreemde land agter. 'n Joodse enkelvrou in 'n vreemde land het niks goed ingehou nie. Maar gelukkig het sy nog haar twee seuns gehad, Maglon en Kilion, wat hulle oor haar kon ontferm en haar beskerm. Die trou toe met twee Moabitiese vroue, Orpa en Rut. En binne 'n 10 jaar tydperiode
Rut 1 vers 3 tot 5, sterf albei die seuns ook. Naomi, wat na haar man en seuns verloor het en boerepinnige van 'n nageslag ontneem is, bly saam met haar skoondogters agter. Moabitiese meisies, wat eintlik geen band met haar gehad het nie, as dat hulle getroud was met haar seuns. So staar sy toekoms en gesig wat uiters broos is, en is sy blootgestel in 'n samelewing waar vroue soos sy prooi was. In die antieke en nabye Oosterse kultuur het weduwee sonder seuns of manlike familie wat hulle oor haar kon ontferm, eintlik geen waarde gehad nie. Hulle was ekonomies kwesbaar en sosiaal gemarginaliseerd. Naomi se pyn is nie net emosioneel nie, dis eksistensieel. Hoe moet sy bly lewe? En dan hoor Naomi dat die Here vir sy volk uitkoms gegee het, deur vir hulle goeie oes te gee. En sy besluit om terug te gaan Bethlehem toe. Sy moedig vir Orpa en Rut aan om aan Moab te bly en leer nasie. Julle moet liefs terug aan julle ouer huise toe. Mag die Here sy liefde daar in julle bewys, soos julle aan die oorledenes en aan my liefde bewys het. Mag die Here vir julle elkeen weer 'n goeie man en die heenkome gee. Naomi se pleidooi is vol omgee en begrip. Sy erken hulle seer en verlies. Maar, vers 13, haar seer lê diep. My lot, sê sy, is swaarder as julle sin. En dan gee sy die rede daarvan as sy sê, die Here het teen my gedraai. Nou Orpa na baie gehuil, keer terug na haar mense en na gode. Maar Rut, waarskynlik omdat sy nêrens gehad het om na terug te gaan nie, sy het immers haar rug op haar eie mense gedraai, deur met 'n Israelitiese man te trou, hou vas na skoonma. En dan kom sy met hierdie amper ongehoorde belofte in Rut 1 vers 16-17, waar u gaan, sal ek gaan, waar u bly, sal ek bly, u volk is my God, is my volk, u God is my God. En dit is nie bloot net 'n uitdrukking van lojaliteit aan Naomi nie. Dis effektief 'n rugdraai op alles wat nou bekend was en wat vir identiteit gegee het. Land, volk, gode. En wat nog werkwaardiger maak, is dat sy as 'n Moabiet, bo dit wat sy nou het en tot nou toe gehad het, 'n lewe van waarskynlike armoede en marginalisering in Israel kies. Nou toe sy en Naomi in Bethlehem aankom, begin die garsoes juis. En toe haar vriendinne haar sien, die mense wat sy gekies het om haar weer te omarm, sê sy, moet my asseblief nie meer Naomi noem nie, noem my Mara, want die Almagtige het die lewe vir my bitter gemaak. My lewe was vol toe ek weg is, maar die Here het my leeg laat terugkom. Waarom noem jy my nog Naomi? Die Here het dan teen my gedraai, die Almagtige het 'n ramp oor my gebring, Rut 1 vers 20. En dis deel van die ironie in hierdie verhaal. Hierdie hink tussen seer, wanhoop en hoop. Die tydsberekening van hulle terugkeer val juis saam met die begin van die oes, wat simbolies ook 'n nuwe voorsiening en moontlikheid inlei. Ek wil net so 'n kantaantekening maak oor die historiese en kulturele konteks. Weduwees in die antieke tyd, antieke wêreld was baie gevaarlik. Vroue het tipies op manlike familielede staat gemaak vir beskerming, voorsiening en sosiale status. En dat Naomi nou hier saam met Rut en Moabiet huis toe sou gaan, het haar kwesbaarheid vererger en die risiko van sosiale afwysing of uitsluiting al meer verhoog. Want Moabiete is dikwels as geestelike en etniese buitestanders beskou. Jy kan dit lees daar in Deuteronomium 23 vers 3 tot 6. En hulle teenwoordigheid in Israel was vol agterdog. En nou kom Naomi en sy noem haarself Mara, wat beteken bitter. En daarmee nooi sy ons as lesers eintlik uit, om die eerlikheid van seer en swaar kry, en wat het ons doen,
te erken. Geloof vra nooit dat ons pyn of verlies moet ignoreer, maak asof dit nie daar was nie. Nee, inteendeel, dit gee taal aan lyding. Dit maak ruimte vir twyfel. En Rut se eed is intussen 'n bewys van hierdie transformerende krag van liefde, 'n liefde wat opofferend, verbondsgebonde en standvastig is. So eintlik kan ons sê dat Rut tree in God se verbondsverhaal in, nie deur geboorte nie, maar 'n keuse, of minstens so lyk dit. Ek wil hê dat julle saam my in hierdie tyd bietjie moet dink in die volgende week tot ons weer gesels oor 'n paar sake, en ons sal dit vir julle aan die einde gee dat jy mooi daarna kan kyk. Wanneer het jy 'n hongersnood in jou lewe ervaar? Fisies, emosioneel of geestelik? En watter besluite in jou lewe dit veroorsaak? Het jy al ooit soos Naomi gevoel dat God teen jou gedraai het? En hoe het jy hierdie seer verwerk of uitgedruk? Derde enetjie waar ons dink is, waar sien jy weerklanke van Rut se lojaliteit en moed in jou verhoudings? Wat beteken dit om aan iemand te klou terwille van getrouheid? En die vierde enetjie, kan God teen die agtergrond van jou verlies en seer ook vir jou 'n oes voorberei, al kan jy dit nou nog nie sien nie. Vir die wat nie wat 'n bietjie verder wil gaan lees, kan 'n 3 skrifgedeeltes kyk. Ons sal dit ook vir u wys. Deuteronomium 10 vers 18 en 19 oor God se liefde vir die vreemdelinge. Psalm 34 vers 18, die Here wat naby is, veral aan die met gebroke harte. Klaagliedere 3 vers 22 tot 24, barmhartigheid te midde van lyding. So hierin Rut 1 word die saad van verlossing in die grond van smart gesaai. Die hoofstuk herinner ons daaraan dat elke geloofsreis deur fases van seer en verlies gaan, maar selfs in bitterheid is God stilweg aan die werk en weer vir 'n nuwe begin. En volgende week, as die Here wil, gesels ons daaroor. So kom ons bid. Die Hemelse Vader, elkeen van ons wat vandag hier sit en luister en kyk en dink, het ons eie verhale van seer en verlies, van die ironie van aan God behoort, maar aan mense uitgelewer te wees. En ons bid dat U ook hierdie verhaal gebruik om die hartkamers van ons harte oop te sluit, sodat ook dit deur die Gees deurspoel kan word en ons by 'n nuwe begin in ons lewe uitbring. Ons bid vir almal wat hierdie tyd op die pad is, Here, waar mense ook al is, families se saamwees met mekaar, maar ook mense alleen net by hulle self. Wil U vir ons seën daar waar ons is, vir ons Immanuel wees, God nou waar ek is, by my. In Jesus se naam. Amen. Groete en seën tot volgende week.